My skepper, ons skepper Vader, U is ons Papa en ons is die kinders en ons het vanoggend sê, is lief vir U, Abba, en dankie vir die voorreg dat ons het om U te kan worship. Dankie vir die asems, Abba, dankie vir U asem wat in ons ingeblaas is. Vader, dankie dat ons U kon worship het nou en waar in die Gees, Vader, en ons kom sit nou by U voete soos die kinders, Abba, en Joshua sê, moenie die kinders verhinder nie. Vader, daarvoor kom bid ek, Abba, dat waar ons by U voete sit, weet ons is veilig, Abba. En ek bid nou, Abba, dat U seun wat die lewende brood is. Joshua is die lewende brood en Abba, ons honger vir hierdie legem elpanin, hierdie feestbreed om nou saam aan die tafel te kom sit, Abba, en saam met U te eet. Dankie vir hierdie brood nou, Vader, en ons is honger vir hierdie brood. Kom seën ons nou met hierdie brood. Dankie, Vader. Ons eer dit, ons bid dit alles in Yeshua se naam. Amen. So ons is besig nog steeds met die tafel van toonbrode. Dis die derde enetjie oor die tafel van toonbrode. En so Abba het toe ons sterk voorbereid het my heeltemal en na die einde toe gegaan. Ons is besig met die identiteit, om met die identiteit te leer van waar ons kom en wat ons identiteit is in Abba Vader Yahweh. Wat sy sê vir ons kom terugroep het en hoe ons gekom het by 'n punt waar ek begin het by Abraham laasweek en ons het aangegaan en ons het van Abraham af deur na die hele, ons is al by die beloofde land, maar soos ek gesê het, nou is, toe sê Abba, nee, stop bietjie eers, ek wil julle vat na die einde toe. Ek wil eers vat na die einde toe, want as jy die einde weet, as jy weet waar die einde waar ons gaan ingaan, dan gaan die hele journey vir jou van die begin af vir jou anders te wees. En dis hoe ek sê, ek eer Abba vir hierdie stukkie, want ek het nie geweet hoe gaan dit werk nie. Hoekom sê Abba vir my Matteus 25 en ons almal ken Matteus 25 van die 3 gelykenisse wat daarin is, maar daar's 'n diep betekenis daarin. So Abba roep ons hierdie elpanin legem wat hierdie feestbreed is om saam met hom aan tafel te kom sit en saam met hom kom eet, die wat honger is. En so weet ons almal gaan eendag saam met Joshua eendag weer aan tafel eet in sy koninkryk met die bruilof van die Lam. So ons het gesien dat die Vader se tafel is en die priesters elke Sabbat ingekom het en hoe hulle die brode, hierdie vars brood kom eet het. En as ons so 'n paar weke terug, ek dink 2 weke terug gepraat het van hierdie brood wat hierdie lekker vars brood, hierdie geur is en hierdie incense wat op elke, die frankincense wat op elke brood gesit is, hoe daai reuk was vir Abba, hoe hulle in sy aangesig daai brood kom eet het. Die Vader kom elke dag en hy kom gee vir ons op daai brood om te eet, daai vars manna uit sy troonkamer. Die tafel is gedek, die keuse is, gaan jy kom saam eet brood en van die wyn drink. Dis jou keuse. So ons het gepraat laasweek oor identiteit, en dit is belangrik om te verstaan waar ons vandaan kom. Die mense loop die buitekant rond sonder identiteit. Hulle het 'n hele mispersepsie van die Jode, hulle ken nie eens van, hulle weet nie wie is Israel nie. As hulle dink aan Israel, dink hulle aan die Jode, en ons sit met daai identiteitskrisis. Want ons kry met tabernakel, naweek na naweek na naweek, wat almal dink, hierdie pad, die Sabbat, die feeste, al die goeders is vir die Jode. En dit is belangrik dat die mense kan verstaan, dit is nie. En ek eer Abba vir die stukkie, mag Abba ons self ook nog leer. So ons weet die prentjie van die tafel van toonbrode, bo op die tafel is daai mooi tafel wat die goud is, en ons het gepraat oor die sederhout wat hierdie hardheid verteenwoordig, maar saam met op die tafel is hierdie 2 krone, wat ons weet is Yeshua se aardse kroon en sy doringkroon, ons het daarvan gepraat, maar op die tafel is hierdie brode, en is hierdie 12 brode, en laasweek het ons geëindig met hierdie Deuteronomium 28 van hierdie 2 berge, die berg Gerizim en die berg Ebal, wat hierdie 2, wat hulle die vloeke en die blessings uitskree, en na elke een het gesê hulle amen, voordat hulle die beloofde land ingaan. Maar dit is 'n mooi prentjie van waar hierdie Lewiete saam met die verbondsark in die middel staan van al 2 berge, en hulle skree dit uit. En dis presies op die tafel van toonbrode, is daai prentjie van die 2 brode, die 6 en die 6 hoopie van 6 en 6 verteenwoordig mens. Dis vir die mens, dis vir sy kinders, die wat beskerm is deur die krone wat Yeshua is. Dan sit dit daar so in die middel van die 2 toonbrode, op die tafel van toonbrode, is die beker wat die nuwe verbond verteenwoordig. Presies 'n prentjie van wat op Bergebal gebeur, daarvoor vir die beloofde land Bergebal Gerizim, presies op die tafel van toonbrode, skadu wat Abba kom teken vir hulle, om dit te verstaan. En ek het gelaat laasweek, Vader sê daar so heeltyd, die blessings, maar onder my gebooie. Wie sê jou blessing? Maar onder my gebooie.
Hy sê die hele tyd vir hulle. En as jy dit gaan doen nie, dan kom die kursus. So, ek het daar gesê, dis goed as jy kan ook neerskryf in jou huis, en jy begin net spreek oor jou lewe, daai blessings, want dis vir ons. Dis vir Israel gegee daai blessings, maar dan moet jy in jou kant bring. En dis waarmee hulle in die beloofde land ingegaan het, en dis wat Vader vir hulle sê in Deuteronomium 28 vers 64, maar julle gaan nie luister nie, ek gaan julle sif. Ek gaan julle uitstuur, julle gaan versprei word onder die hele heidene. En Jesaja kom bevestig dit, en sê dit was so gewees. En tot vandag toe weet ons dit is so, en Yeshua moes ons goed terugbring. Wat niks verander nie, niks verander nie. So is 'n prentjie van die 12 brode, wat die 12 stamme verteenwoordig, wat ook die bruid van Jahweh verteenwoordig. Nou om te kyk, wie is die bruid van Jahweh? Okay, so om te begin, Jesaja 54 vers 5 sê, want jou maker is jou man, Here van die leerskare is sy naam, en die Heilige van Israel is jou verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word. So Vader Jahweh is ons maker, en hy is ons man. Alright. As ons man is Yeshua, en Yeshua sê, ek is in my Vader, en my Vader is in my. Alright. Dan is Yeshua ons bruidegom. Maar Vader het vir die bruid 'n man, en dit is Yeshua. Hulle is een. Alright. So beteken nie dat Vader vir ons 'n bruid het, maar vir ons die bruid is, en ons het ons man wat nou vir ons besig is om ons huis voor te berei. En eendag gaan ons die vrou wees. As ons Openbaring 19 gaan lees, dan word daar beskryf in die bruilof van die lam, met die vrou wat daar so sit, wat haarself bekleed met hierdie mooi wit rein klere. Sy is nie 'n hoer nie, sy is hierdie mooi skoon vrou. Wat die teken dra, die ring dra. En ons gaan 'n bietjie praat oor laat van tyd. Eksodus 34, die Sabbate, wat die teken is van die bruid, dis die ring. Maar so daar gaan enige tafel wees, daar gaan enige bruilof wees, en is presies die beeld van die tafel van toonbrode wat eendag gaan wees in die koninkryk. En die wat in die koninkryk is, gaan kom eet saam met Vader. So volgens die gelykenis van die 10 maagde, en dis Matteus 25 wat Abba my gevat het. Dis 'n ou gelykenis, maar gaan net vir te verduidelik en terug gaan na die einde toe. Gaan net 5 binne en die ander 5 wat olie dis en die wat nie olie gehad het, die bly buitekant. Ons ken die storie en Yeshua eindig en sê, gaan weg, ek ken jou nie. Matteus 25 vers 10, ek gaan vir ons lees. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan en na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. So is belangrik om te verstaan, dat daar is 'n bruid, en die ander wat buite was, moes weggaan. Dis net die bruid wat met die bruilof ingegaan het, en dis presies, Matteus 25, aan die begin, die maagde is die prentjie van die bruilof, Openbaring 19 vers 20. Dit is die voorspelling. Want dit is die bruilof, waar hy sê gaan weg, bruilof van die lam, wat ons enig gaan saam hê, volgens Openbaring 19. Maar die ding is almal was maagde gewees. Daar was nie 'n slegte vrou onder hulle gewees nie, almal was goeie mense gewees. Hulle was nie hoene nie, klein boer Afrikaans, soos die woord sê. Hulle was rein en skoon maagde. Maar hy 5 het ingegaan en die deur het gesluit, en die ander was buite die stad. So Yeshua kom verduidelik die gedeelte, het 'n klein bietjie verder in dieselfde hoofstuk. Okay? Om te weet, net die 5 maagde met olie het ingegaan. Nou olie verteenwoordig, ons almal weet salwing, anointing van Ruach, van Heilige Gees. Met ander woorde, nie die wat se lig geskyn het vir Yahweh en wat Ruach in hulle het, is die wat ingegaan het. So hoe ontvang mens Ruach? Dit is die dag as jy gedoop word. Die waterbad van die doop. Soos net, dit is oorgegee hierso, dit is belangrik om te verstaan, want die hele storie van gaan weg, ek ken jou nie. Die bruilof is in die stad. Die bruilof is in die koninkryk. Dis waar die bruilof gaan, dis waar die tafel gedek gaan is. En dis waar die deur toegemaak is. En daar was mense aan die buitekant gewees. Right, so die olie, die mense met olie en die mense van die salwing van Ruach HaKodesh, hulle het ingegaan. Hulle het die olie gehad. Alright. Okay. So
Die waterbad vir die doop sê daar so Yeshua, ons gaan nie die Kaap praat vandag oor die doop nie, maar Markus 10 sê uitdruklik, dieselfde doop waarmee ek gedoop word, sê Yeshua, gaan moet julle gedoop word. So ons almal weet oor die doop, ons almal ken baptismo wat beteken om te submerge, om onder die water in te gaan. En nie besprinkeling nie, ons ken daai. Okay? Ook dieselfde storie van waar hulle moet letterlik waar hulle moet bekeer en dan moet hulle gedoop word. Handelinge 2 vers 38. Maar hoor hierso. Johannes 3 vers 5 sê, Yeshua antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou ek het altyd verkeerd verstaan, jy gaan help gaan. Jy moet gedoop word. Maar hier word duidelik gesê, jy gaan die koninkryk nie beerwe nie. En dit is belangrik om dit te verstaan vandag, en albei mense het gevat om te verstaan, wat is koninkryk? Wat is die bruid en wat is die mense wat buitekant is? Die koninkryk, Yeshua sê baie keer, jy gaan die koninkryk sien en jy gaan hom nie beerwe nie. En dit is belangrik as jy dit moet verstaan. So, die gedeelte van Nikodemus wat sê jy moet weergebore word, net om gaan vinnig terug te gaan na die doop toe, die weergebore. So jy moet basies weergebore word en gedoop word met water en gees. Weergeboorte is deur die water, as 'n vrou geboorte gee, gaan die kind deur die water, hy word weergebore, en ek sê altyd vir mense met toere, as 'n vrou geboorte gee, pop die kind net uit nie. Hy gaan deur water. Daar's water en ons deur bloed. Dis so die doop. Presies, die swak of duidelik Nikodemus dis. En Nikodemus verstaan, hy sê al, ek kan nie weer my ma se maag gaan, maar ek verstaan hoe werk die geboorte. So wat die woord hierso sê is, as jy nie weer gebore word, of as jy nie die deur water en gees is, jy gaan jy die koninkryk nie beerwe nie. Okay, so, jy ontvang roeg as jy gedoop word met die groot doop. Baba kan nie bekeer nie. So, dis hard, maar die woord sê dit. So, jy gaan buite wees, as jy nie groot gedoop is, dis klein as jy sê. Gaan jy nie in die koninkryk ingaan. Nog wat belangrik is, die 5 maagde wat ingegaan het olie gehad, okay? Maar hulle moes nog iets gedoen het. So is nog ietsie om die koninkryk in te gaan. Wat hulle gedoen het is, Matteus 25 vers 7 sê, toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En as jy gaan kyk na die lamp, hoe dit daai te werk, die Engels sê dit so mooi, hulle die lampe getrim. Hulle die lonte getrim. Okay? So wat gebeur daai die lamp het, soos hierdie lamp, het hierdie ding wat jy draai heeltyd wat die lig laat skyn met die olie. En as hy begin as hy baie gebrand en dan val die ou stukkie af. Die ou stukkie wat gebrand is val af en dan brand hy weer mooi. So hulle het hulle het hom getrim. Okay. Nou die naam van die trim is kosmio. Dis die Engels, die Grieks vir daai trim, van daai sny van daai lafie. En dit beteken, hoor gou hierso, om te organiseer, om orde te skep, om reg te maak, om voor te berei. Dit is wat trim. Dis wat die maagde gedoen het, voordat hulle ingegaan het, hulle self gereed gemaak. Is dit nie wat 'n verloofde moet doen nie? Is dit nie wat ons moet doen vir die dag tot die dag wat Yeshua kom nie? Ons moet orde hê in ons lewe. Ons moet heeltyd trim en sorg dat daai olie genoeg is. Ons moet roeg heeltyd, ons moet olie koop heeltyd, maar ons lampies moet getrim wees. Om maagde te wees en nie 'n hoer nie. Om nie met ander gode deel te wees nie. Dit is nie trim nie. Want jou lig gaan nie skyn as jy ignoreer aan buitekant nie. Jy moet trim, jy moet sny van hierdie vuil van die wêreld af. Daai swart gedeelte wat afval van daai lontjie wat jy knip, is die bad. Dis die duisternis, daai ou goed wat afval, dis jy wat afval dat daai liggie kan skyn. Jy kan nie jou lig laat skyn en jy's op vol idols nie. Of jy doen jou kersfees en al die aktiwiteite wat ons nou ingaan. Jy kan nie. 2 Korintiërs 6 is uitdruklik daarop. Jy kan nie vir God en Baal saam dien nie. Punt. So ons moet voorbereid wees vir die dag as Yeshua kom. Nie dof te skyn nie. Dis belangrik dat die ou stuk afval. Al die bagasie afval. Jy sit dalk hierso vandag met bagasie in jou lewe. Jy sit dalk met ou goeders van jou verlede. Jy sit dalk met hierdie swart gedeelte van jou lontjie. En Vader roep jou vandag om te knip. Om daai lontjie te knip. Sodat jou liggie kan skyn. Al die heuke, al die goed wat keer dat jy nie kan brand nie. Alright, afdruk. Alright, so Yeshua kom haal sy bruid
En die bruilof is net vir die wat hom ken en hy vir hulle. Want hy sê daarso, gaan weg, ek ken jou nie. Hy moet jou ken. So ken mens Yeshua en Vader Jahwe. 1 Johannes 2 antwoord dit baie mooi. En hierdoor weet ons, van vers 3 af, en hierdoor weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. So Yeshua sê, gaan weg, ek ken jou nie. Hoe ken hy jou? Deur die kindertjies wat sy gebooie onderhou. Anders as jy sê jy doen dit en jy doen dit nie, is jy 'n leienaar. So, as mense mekaar ken, dan ken hulle mekaar. Ek ken hom. Ek het nou ruk terug gepraat van die tafel van doodbroede, van die saam die tafel eet elke dag. Jy weet wat Yeshua eet. Jy weet wat hy wil hê. Hy weet jy wil hê. Dus as jy eet saam met jou vrou, jy weet presies, jy gaan nie vir haar groente gee as hy hou van vleis, of jy gaan nie vir haar vleis gee as hy nie hou van vleis nie. Jy weet wat sy eet. Jy ken mekaar. Dit is belangrik. So die volgende stukkie in Matteus 25 is 'n gelykenis van die 5 talente. Dit is nogal snaaks hoe dit net na die bruilof kom die talente. En dit is presies Yeshua gee vir ons 'n riglyne om olie te koop. Dis hoekom hy nou gesit het. Die 5 talente volg net na die bruilof van die lam. Hy sê hierso. As jy wonder om olie te koop, as jy wonder om jou oliekannetjie vol te hê, hierso is dit. Hier is die 5 talente die gelykenis. Dis deur die roeping uit te lewe. Die talent, die gawe wat Yeshua jou gegee het, om te gebruik om gaan disippels te gaan maak van al die nasies. En ek gepraat en daarvan, hierdie stukkie is baie belangrik. En as jy dit nie gaan doen nie, as jy olie nie gaan koop nie, as jy jou talente onder die kussing gaan bære, en jy slaap op jou talente, dan gaan die eindig die woord met Matteus 25 vers 30, en werk die nuttelose diensknegt uit in die buiteste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van tande. So Yeshua kom en verduidelik die buite die stad. Daai praat van die bruilof, ons is nou in die bruilof en hy sê, daar gaan in die buiteste duisternis. As daai deur toe maak, daar's 2 beskrywings wat ek nou opgetel het in die afgelope tydjie oor die buiteste duisternis. Ek kan nie sê hoe dit gaan lyk aan buitekant. Maar Yeshua sê, die buiteste duisternis, daar sal geween wees en knars van tande. Dis wat hy het die roeping nie gedoen nie. Hy was nie blank ou gewees nie. Hy was net bietjie lui gewees en dan bietjie bang gewees en die talente bietjie net weggewerk. En so erg sien Yeshua dat gaan uit in die buiteste duisternis, daar waar geween en geknars van tande is. Hierdie is erg. Yeshua sien dit baie erg. In die volgende gelykenis gaan alles ineensit. Die buiteste duisternis gaan buite die stad wees, buite die koninkryk wees. Okay? Het jy al die woord ooit gehoor? En ek het Lukie misgesit in my lewe. En ek keer almal dat hy sy woord kom leer. Die vers van, jy moet die koninkryk soek en die regverdigheid, dan sal jou hartsbegeerte kry. Nou was een van die moeders gewees toe ek begin in die pad om sê Vader, ek soek die koninkryk, wys my die koninkryk. En hy het klomp mense op my pad gestuur wat ek kon hulle sendelinge om hulle karre reg te maak met my hande. Ek sê ek nie geld, maar ek het hande op daai stadium. En dan so het ek begin om sendelinge se karre te diens en reg te dat hulle op die pad kan gaan en woord wys. En ek eer almal daarvoor. Alright. Dit volgens my was dit koninkryk soek geweest. Dit was soos my roeping. Alright. Ken ons nie jou koninkryk soek as jou roeping nie? Dis nie al daai ding nie. Hoor gou hierso. Matteus 6 vers 33 het ons lees. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal by julle bygevoeg word. Maar is anderste ook. Hy sê soek die stad. Hy soek die stad. En ons gaan nou lees Openbaring, hoe Openbaring beskryf hoe jy in die stad gaan ingaan. Soek die stad. Jy roep hom op.
Maar die klem is soek jou stad. Soek sy regverigheid, soek om sy wil te doen. En dan sal jy as vrou in die huis jou hartsbegeerte skryf. Dit is nie dalk op aarde nie. Is dit op aarde? Is dit ook eendag in die koninkryk? Ek weet nie. Maar as jy soek die stad en doen my wil, dan gaan ek eendag jou hartsbegeerte gee. Ons moet dit soek. Nie van sit en wag vir die koninkryk. Soek dit. Soek daai skatte soos Spreuke 2 sê. Soek daai skatte. Dis belangrik. Soek daai brood. Hoor gaan wat sê die Grieks vir daai woord soek. Zeteo. En dit beteken om te soek tot gevind word. Om te soek deur daaroor te dink en te mediteer. Om 'n begeerte te hê om na iets te soek. Engels sê dit, you must crave for it. Jy moet 'n craving hê. Dis soos daai as jy ry hier verby hierdie biltongstalletjie en hy kan jou net nie los nie. Jy wil daai biltong nie. Dis hoe ons die koninkryk moet soek. Die stad. Want daai deur gaan toe. Die stad begeer om eendag saam met Joshua daar te wees. Die hartseerste gedeelte van alles is nie almal gaan daar binne ingaan nie. Net die bruid. So verstaan gou, net om te verduidelik, die hemel gaan aarde toe kom. Ons reg? Die hemel gaan aarde toe kom. Okay? Openbaring 21 vers 1 sê dit. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, sê Johannes. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Okay? So hemel kom aarde toe. Okay? Dis nuwe, gesê is 'n nuwe hemel. Right, so almal wat eendag sê ek gaan eendag hemel toe gaan, bou jou skatte in die hemel, dit gaan hier wees. Dit gaan op by aarde wees. Okay, dit gaan hemel gaan aarde toe kom. Okay. As jy gaan nie so wees op aarde. Op aarde gaan nou, ek gaan nou luister van, maar dit gaan soos jy gaan judge word, daar's 'n boek van lewe en dood, dan gaan jy hel toe. Of jy bly op die hemel, jy bly op aarde, of jy gaan hel toe. Okay? So daar's aarde. Nou ek weet nie hoe lyk die aarde nie, hoe gaan dit lyk nie? Nou soos jy het geduister wees. Nou gaan nou 'n stukkie van lees sodat Jesaja van dit sê. Maar vers 2 sê, en ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. So Jerusalem, die nuwe Jerusalem, die wat Openbaring beskryf, maar goue strate het afgekom. Hy het neergedaal. Ja. En ek het 'n groot stem in die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. En hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, en hulle God. En God sal al die trane van hulle afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, die droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy, wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Ek het aan my gesê, skryf, dat hierdie woorde is waaragtig betroubaar, Johannes. Hy sê, Johannes hier goed spraak, en as Johannes 22 lees, sê jy so, Openbaring 22, moenie hierdie uithaal uit die boek uit nie. Moet niks uithaal nie, hierdie is belangrik. Hy sê, jy soos jouself, hierdie is waaragtig en betroubaar. Hy is nie leenaar nie. Dit is nie die vyand wat vir ons gaan lieg oor die koninkryk en oor net, jy moet in die hemel inkom. Maar hy koninkryk, die tabernakel wat gaan afkom, en dis Hebreërs 10 van die beeld wat gaan afkom. Die tabernakel is die beeld en die res is skadu's. En ons kan sien hoe Joshua kom en hy het ons die skadu's kom inklee. En dis die probleem vandag, die mense haal die tabernakel uit. Hulle vat die beeld weg en dan kan daar nie 'n skadu wees nie, want enige plek waar jy 'n beeld wegvat, kan daar nie 'n skadu wees nie. 'n Skadu het 'n beeld nodig. En hierso is die beeld en die skadu's. Kan nie die Ou Testament uithaal nie. Kan nie die Torah wegvat nie. Dis die beeld. Dis hoekom die tabernakel kom af. So hierdie tabernakel hierso is 'n afdruk. Dit lyk soos hoe Abba Vader se toonkamer eendag gelyk. Ons kan dit presies vir jou uithaal. Okay, so vers 6 sê, en hy het vir my gesê, dit is verby.
Ek is Alfa en Omega, die begin en die einde, aan die dorstige sal ek gee die fontein van die lewende water van lewe. Hoor gee so, die fontein van lewende water, as jy Openbaring 22 lees, waar die stad met die boom van lewende water met fonteine waar uitkom. Hy praat van in die stad. Die wat dors is, verniet, dit is cool, verniet. Jy gaan nie meer water te gaan koop nie, jy gaan nie meer dat jy die Wilprie water in die yskas moet gaan koop, waar jy ding is nie. Hierdie is verniet, die water. Daar is nie meer 'n Eskom rekening wat jy water hoef te betaal nie, dit is verniet vir jou. Hy, hoor gee vers 7, hy wat oorwin, sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelikes, en die moordenaars, en die hoereders, en die towenaars, en die afgodsdiensters, en al die leenaars, hulle deel is die poel wat brand met vuur en swaal, dit is die tweede dood. Jy gaan nie ewig lewe hê nie. Hier is hard. So as 'n mooi plekkie vir die wat vashou. Maar wat kan wakker maak met hierdie? So kan ons sê, daar is 'n nuwe hemel op aarde? Ja. So die aarde gaan die hemel wees. Gaan nie meer bo wees nie, nou op aarde. Dan sê Johannes, hy het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal, en vir die bruid versier. So kan my sê, daar is 'n aarde, en dan is daar 'n nuwe Jerusalem op die stad. Okay, 'n stad vir die bruid. En dit is die koninkryk wat ons moet soek. Dit moet jou soeke wees om daar binne te wees. Daar binne gaan alles weer gegee word wat jou hart begeer. Eintlik profesie uit Matteus uit. Nou Jesaja 66 verduidelik bietjie anders en maak dit nog harder. Hy vertel presies hoe dit gaan lyk. Alright. Matteus 25 vers 30 sê ons nou net al gelees, en werp die nuttelose diensknegt uit in die buiteste duisternis. Dis die eerste ene. Maar Jesaja 66 vers 22 sê, want soos die nuwe hemel en nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal bestaan, spreek Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. Elke maand op die nuwe maand en elke week op die Sabbat. Hier word gepraat van die eindtyd gaan ons die Sabbat hou. Ekskuus, ek sê net nou 'n bietjie sarkasties, maar dit is raar waar. Mense wat sê ons hoef nie meer Sabbat te doen nie. Hier word gesê die nuwe hemel. Die wat sê ons hoef nie nuwe maand fees te doen nie. Nuwe hemel. Ons gaan in die koninkryk doen. Van nuwe maand tot nuwe maand, elke week op die Sabbat sal elke fees kom om my te aanbid voor my aangesig, sê die Here. Hoor jy so, hier is die hardste vers 24. En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense. Hulle sal uitgaan. Wat gebeur as jy so by die bediening uitloop? Jy loop deur 'n deur. Jy gaan uitgaan en sien hoe hulle wat teen my opgestaan het, wat teen my gerebelleer het. Okay? Want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. Dis twee beskrywings van hoe dit daar buite gaan wees. Buite in die soos gaan duister wees. So ek weet nie hoe die aarde gaan lyk nie, dit gaan mooi wees, ek weet nie. Ons kan nie sê hoe dit gaan lyk, ek kan nie sê. Maar die woord sê vir my, lyk dit in die koninkryk. En dis die woord sê, gaan soek die koninkryk. Belangrik. Die koninkryk, die nuwe Jerusalem is net vir die bruid. So kom ons kyk wat sê Openbaring 21 vers 21. Ek het hierdie al baie gelees, maar dit is belangrik, dit is nou deel van hierdie stuk en hoor gaan die einde van dit belangrik wees. Vader gaan ons na die einde toe van die identiteit. Vers 21 sê Openbaring 21 vers 21. En die 12 poorte was 12 parels. Elkeen van die poorte was uit een parel en die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God die Almagtige is in sy tempel en die lam. En die stad het die son of die maan nie nodig nie om vir hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lam. Yeshua is daarso. Hoor vers 24. En die nasies van die wat gered word sal in die lig daarvan wandel en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags wat nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie. En hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. Dis nou aan die einde, né? Nou hoor jy vers 24. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelik en leuns doen nie.
maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. So baie mense dink altyd daar's 'n boek van lewe en dood, ja daar is. Daar's 'n boek van lewe en daar's 'n boek van dood. Daar's 'n boek van die ewige dood en daar's 'n boek van die ewige lewe. Maar Yeshua het sy eie boek, die boek van die Lam. Maar net die wat geskrywe is in die boek van die Lam, sy boek, sy huwelik, hoe kan ons sê vandag sy huweliksertifikaat, van jy's nou met my getroud, jy kom nou in. Net die, maar hoor gou hierso, die wat gruwelikheid, die wat verontreinig en gruwelikheid en lees doen, die Engels sê abominations. Ek het terug gepraat, maar praat ek net weer over praat. Die wat abominations doen, die gruwelike goeders, die wat die pronsie eet, die wat die kreefie eet. Gaan lees Levitikus 11. Sê hy druklik. Hy sê nou, jou prons en jou kreef is vir my abomination. Die gey, hy sê is abomination. Soos die gey is, gaan nie volgens die woord, gaan nie in die koninkryk ingaan nie. Die bommenos en die gruwelike goeders is nie toelaatbaar daar, sê Abba Vader. Sy woord sê. Openbaring 20 vers 12 sê, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en die ander boek, hoor ge, die ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat hulle in 'n boek geskryf is volgens hulle werke. Volgens hulle werke. Dus hoe hulle geoordeel is. Dis hoekom in Matteus 25, die gelykenis oor die 5 talente, baie belangrik is, want het gaan oor die werke. Vers 13, en die see het die dode gegee wat daarin was, en die dodelikheid het die dode gegee en daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke, weer eens. Dis werke, dit is wat jy doen in jou lewe en wat jy doen in jou lewe. Al die sondertjies en wat jy doen in jou lewe. En die dood en die doderyk is die spoel van die vuur gewerp, en dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Okay, so ek het gesê, dit is die tweede boek. Dis die eerste boek skies van dood en lewe. Maar een woord wat uitstaan is, die wat gruwelike dinge doen. Dis belangrik, as dit verstaan. Okay. Maar Levitikus 11 vers 10 en Deuteronomium 14 vers 19 praat van hierdie pronsie en die kreefie, wat vir Vader gruwelik is. Alright. En as Jesaja 66 gaan lees, net voordat hy praat van die ding wat uitgaan, gaan lees hoe die varkie. Dit is maar presies hoe die. Alright. Daar gaan wurms wees en duister. Okay. So, is daar koninkryk, en dan is daar koninkryk, stad, as mens so kan sê. Die koninkryk word gesien as die stad, soos die tabernakel. Ek het gekyk, as jy kyk na die tabernakel, nou onthou Abba sê sy tabernakel gaan afgaan. Nou dis net om te verstaan te verduidelik. En die tabernakel is daarso buitekant. Die buitekant die tabernakel, dan is daar 'n deur om in te gaan in die tabernakel, enigste deur die weg om te gaan. En dan is daarso binnekant in die tabernakel is die outer court. Ja, Dawid sê in Psalm 100, enter the courts with praise and thanksgiving. So dit is die outer court. Dis nie tenniskort nie, dit is die outer court daar aan die binnekant, buitekant en binnekant, maar buitekant. Okay? So mense kon inkom elke dag van buite af in die outer court en hulle kon hulle sondes bely, hulle sondes betaal en hulle kon uitgaan. Dit daar's 'n heeltyd so in en uit gewees elke dag. Maar dan is daar die tabernakel, is die goue gedeelte, die Mishkan. Dit is die holies en die holies of holies. En daarso is ook nog 'n wyl wat 5 pale het wat die waarheid genoem word. En jy gaan net in by die Holy of Holies en die holies deur die waarheid. 5 pale brons onder. Jy moet hierdie waarheid stap om in te gaan. Okay? Dit is die gedeelte, die goue gedeelte. Dis die prentjie van die koninkryk eendag. Dit wil Brakels presies voorbeeld. Daar gaan nie meer 'n wyl wees nie dat die wyl is geskeur. Yeshua is daar binnekant. Daar's nie eens meer 'n menorah nie, hy is die lig. Hy is die menorah. Lig gaan binnekant skyn in die koninkryk. Die tafel van toonbrode gaan daar wees gedek vir ons vir die bruilof van die Lam. In die mooi goue tafel met die brode op van die bruid.
Die worship wat ons gaan gee vir Vader, ons gaan sing, Holy, 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 Holy. Vader gaan saam met ons wees. Dit is die tabernakel se goue gedeelte. Die inner courts. Die covenant, die verbondsark gaan al binne wees. Onthou jy wat Openbaring 22 vers 14 sê? Ek gaan dit vir ons weet is, salig is hy wat sy gebooie doen, sodat hy reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite, hoor jy so, hy sê so buite is die honde en die towenaars. Honde daai tyd is gesien as iemand buite covenant. Maar buite is die honde en die towenaars en die reërs en die moordenaars en die afgodsdienaars en elkeen wat leens in die wetting doen. Maar dit is buitekant. Koninkryk buitekant is die ander. Maar so die woord is duidelik. Vir die wat sê ons is nie meer onder die wet nie, maar onder genade. Die wat net sê ons moet net glo en jy sal gered wees. Ja, jy sal gered wees, maar jy gaan buite wees. En ons is onder die genade, want deur dit is kan ons enter. Deur dit kan ons enter in die holies. Deur die genade wat Yeshua vir ons sondes kom sterf het, want ons is sondig, ons almal kom kort die glorie van God. Ons is sondaars, ons bly sondig, maar die punt van die saak is jy's nie buite kan die tabernakel gaan in en kom vergewe jou sondes, bly jou sondes gaan weer uit nie. Jy's in die holy of holies of by die holies en jy gaan uit en jy gaan bely jou sondes en jy gaan weer terug. Dis die verskil. Die vraag vandag wat ek almal los is, waar wil jy wees? Is hemel, is aarde vir jou genoeg eendag om net sê ek gaan nie hel toe nie? Of wil jy in die koninkryk wees en daarvoor moet jy kies? Die woord is uitdruklik. Ons hoef nie meer met klippe doodgegooi word en dis goed daar vir ons genade is. Dis gewoon sê ons is nou onder die genade. Dis genade dat Yeshua vir ons kom sterf het. Hoor gou die derde gelykenis en ek gaan afsluit met dit. Dis die derde van Matteus 25 en hierdie is belangrik. Abba het op my uitdruklik, ek het gedroom en ek het deeltyd Matteus 25 gesien. En hierdie is belangrik, ek weet nie wie dit is nie, maar hierdie is belangrik om te hoor vandag. Dis 'n tyd dat ons in beweeg nou. Vader het my het nog gevat na hierdie gedeelte toe. En ek nie verstaan hoekom nie, want ons is nou besig van Abraham nog daarso, Josef op pad. Want hy sê hierdie is die einde. Matteus 25 vers 31. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dis nou wanneer die koninkryk op aarde is, al die engele wat saam met hom is, dan sit hy op sy heerlike troon sit. So hy gaan sit op die troon in die koninkryk. En voor hom sal al die nasies, let geweld, al die nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke afskei. Skape, bokke. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning van die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk, die skape. Wie kom Yeshua? Hy kom vir die verlore skape van Israel. Hy bring ons terug na Israel toe. Deel van die identiteit. Julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Daar's 'n koninkryk al klaar gemaak van die begin van die wêreld af. Ek praat regtig die Boeta. Ons hoor hierso. Vader sê in Jeremia 1 vers 5, hy ken ons voor ons gebore is. Ons is gees, liggaam en siel. Was ons nie op 'n stadium in ons lewe, hoor net eens, dalk al klaar in die stad gewees, wat gekies het, ek sal aarde toe gaan, en ek sal 'n werkie kom doen hier op aarde, om mense terug te bring na U toe, soos Yeshua kom doen het. En dan as ons doodgaan, dan gee jy jou gees weer terug. En dan gaan jy terug gaan stad toe. Dis soos uit die tuin van Eden weer terug. Uit die paradys weer terug. Ons is almal weg, ons het we all homeless, making our way back home. Ons ken dit. Die stad was nog van die begin af, hy kom aarde toe nou. Hoor gaan verder hierso.
Vers 35, want ek het honger gehad, hier is die belangrikste gedeelte, en ek het nie verstaan tot vanoggend nie. Vers 35 sê, want ek het honger gehad, en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad, en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my 'n herberg gegee. Ek was naak, en julle het my geklee. Ek was siek, en julle het my besoek. In die gevangenis was ek, en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en te drinke gegee? En wanneer het u 'n vreemdeling gesien, 'n herberg gegee, of naak en geklee? En wanneer het ons u siek gesien, of in die gevangenis na u gekom? Hoor gou vers 5. En die koning sal antwoord en vir hulle sê, nou hier is die antwoord. Voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan die een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Met ander woorde, al die diensbonders, al die disippels, al die mense vandag, hy praat hier soos, jy aan een moet daar dit doen, doen jy dit aan my. En omrede jy dit gedoen het, gaan jy die koninkryk ingaan. As jy hier jou werk is op. Okay? Jou mense gaan besoek, die siekes gehelp, die armes kos gegee, die wat naak van sonde was, gedoop het en vir hulle gebid het, vir hulle 'n huis gewees het. Dan sal hy ook vir die aan hulle sy regterhand, dis die bokke, sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Hier is hard. Hy wys Yeshua nie na Laodicea nie. Die mense wat vir hulle self werk, wat was die kerk van Laodicea? Van die kerk wat vir Yeshua uitgedruk het. Yeshua staan, hy loop los in die uit, hy staan by die deur en hy klop en sê, asseblief, ek wil weer inkom, ek wil saam met julle kom eet. Ek wil by julle kom eet. En hier kom hy met hierdie gelykenis van Matteus 5, dus ek sê dit pas so by Openbaring in. Hier kom hy sê weer, julle wat my ingebring het, julle wat vir my kom kos gee, julle wat my nodig gehad het, julle sal die koninkryk beerwe. Vers 5:42, want ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee nie. En Openbaring 2, Laodicea, asseblief, kom eet. Sien julle die ding? Ek het dors gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie 'n herberg gegee nie. Naak en in 'n huis. Siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord sê, Here, wanneer het ons u honger gesien of dors, vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis en u nie gedien nie? Dan sal hy hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. Vers 46, en hulle sal weggaan in die ewige straf. Hoor gou, hierdie is die hart. Maar die regverdiges in die ewige lewe. Ek sal, en weet ons is, en hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Dit is belangrik dat ons hier 'n stukkie verstaan. Paul het op my hart gedruk. Dit is hierdie goeie maagdelike bruid wat die Torah met al die wette en insettinge gehoorsaam, wat kleed aan het soos wit en so rein. Hoor jy so? Dis ons almal, ek het vir almal gevra, kom ons sê hierdie vir Matteus 25. Ons, en dit moet mooi hoor, hier is ons boodskap. Ons is geneig om die koninkryk te soek. Ons ken nou al, doen die wette, doen die insettinge, onderhou sy gebooie, wees hierdie gehoorsame kinders van Maria ons lief is vir hom. Right. En ons dink ons gaan die koninkryk beerwe, en die woord sê dit. Die Openbaring is vol, tot Openbaring 22, die wat my gehoorsaam sal die stad beerwe, sal deel dit tot die boom. Dis belangrik. Ons
lewe en ons niks fout, dit is amazing, dit is 'n voorreg om hierdie pad te stap. En ons probeer boeties en sissies inkry. Maar ons een probleem waarmee ons sit, en dit is dat. Matteus 25 sê Yeshua, julle moet die honger en die arme ook gaan kos gee. En ons konsentreer so baie om die stad te behaal, maar ons vergeet om ons roepings uit te lewe op aarde, ons werke om te gaan en die sieke te genees, die arme te help, die weduwee te help, hulle kos te gee, hulle naaktheid, hulle te leer wat sonde is. Dis die probleem. En dis baie, baie belangrik, want dit is die ander sleutel om in die koninkryk te gaan. Dit is nie net jou mooi dade en jou gehoorsaamheid nie. Dis hoekom al wat hierdie woord vir ons gegee het. Ons gaan nou op identiteitsreis wat ons het, hoe Vader vir ons hierdie beloftes gegee het, hierdie journey wat ons het, om weer terug te kom in die stad. Maar Abba sê vandag vir ons, julle, ek soek julle hart. Ek soek julle diensbaarheid, want dis wat Yeshua soek. Nie net die stad nie. En hy sê daarso, dit is vir al die nasies. Al die nasies. Abba soek sy jou hart, nie net geld nie. Vader besit al die geld. Hy soek jou hart. Hy sê hierso, ek sluit af daarmee, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die al, die Grieks vir die al, gaan aan al die nasies is pas. En dit beteken, ek gaan in Engels lees, each, every, any, all, the whole, everyone, all things, everything. So vir die mense wat sê dat Israel is net vir die wit mens en die swart mens gaan nie ingaan nie. Wees versigtig. Maar dan lees jy nie jou woord reg nie, want Joshua sê al die nasies. Voor hom die dag as hy gaan die bokke en die skape gaan skei, al die nasies. Nie net Suid-Afrika nie. Dis belangrik. Want ons sit met 'n probleem dat mense sê, hulle is van Gam af en hulle gaan ons, so sê al die nasies, everyone, everything, all. En as jy nie vir hulle gaan sorg nie, sê jy so, dit help nie, jy doen al die nice goeders, my wette, my insiete, my verordeninge en alles nie, jy kort dit op. En dis die boodskap wat Abba op my hart gelê het, met 'n droom vir my kon gee. Want dit help nie, ons stap in die pad van identiteit, en ons sit, en ons mis die punt op die einde van die dag, toe moet ons onsself kyk, en nie vir die mense om ons nie. As jy wil weet waar jou roeping lê, vra vir Abba waar jou roeping is. Hy sal tot jou tong roer. En as jy 'n plek soek om deel te wees, julle, kom met Morena toe. As jy 'n plek soek om deel te wees, kom met Morena toe, dan gaan jy sien wat se behoefte is daarso. Begin nie by hierdie huis, dan sy sê oor genoeg. Dis 'n behoefte aan hulle. Ons moet leer. Moslems is besig om Bybels te vra. Hulle sing worship liedjies. Ek het 'n moslim wat vir my werk, 'n ex-moslim. En hy sing, hy post op sy Facebook en ek hier Abba, Yeshua is koning. Sy hart gedraai. Het is belangrik om hulle te leer. Die woord sê, moenie net hulle doop nie. Moenie net gaan en jy gee vir die nice woorde, jy doop hulle doen nie altyd kom, dankie cheers, boy. Leer hulle. Leer hulle ken dit nie. Soos op my hart om dit vir julle uit te mond te doen. Ons werke is belangrik. Ons moet gaan disippels maak. Ek is jammer, ons moet dit doen. Dis hoe jy so reg het sê, Here, want ek was honger. Jy het my nie kos gegee nie. Jy het my nie huis gegee nie. Amen. Kom ons sluit af. Vader, dankie vir die wonderlike voorreg, Abba, wat ons U woord kom oopmaak het, Abba, en het ons kom leer, Abba. Vader, ons is 'n bediening, Abba, ons is 'n huis. Ons kies om, in ons hartsbegeerte is om enig saam met U te wees, Abba. Saam met die huis wat U sê Yeshua vir ons gaan maak het. Hierdie mooi huis, hierdie perfekte holies. Hierdie perfekte stad met hierdie goue strate. Met hierdie 12 parels van deure wat hier ons gaan stap en Yeshua wat die weg kom maak het, want hy sê in Galasiërs 3 vers 29, dat deur my bloed, deur wat ek betaal het vir julle, is julle erfgename aan die belofte wat gegee is aan Abraham, Isak en Jakob, is deel van al die beloftes wat in hierdie woord is. Gaan kies net of jy wil blessings hê of curses wil hê.
En deur die blessings moet jy die gehoorsaamheid hê, jy moet my gebooie onderhou en stap op pad saam met my soos 'n man en 'n vrou, want ek is jou man en jy is my bruid en ek nooi jou uit om saam met my te gaan. Dis die huweliksverhouding, maar terwyl jy stap, moenie net op jouself konsentreer nie, my kind, maar gaan bring jou boeties en sissies saam. Gee vir hulle ook 'n huis. Bring vir hulle op kos. Gaan help vir daai arme mens wat nie eens meer hoop het nie, gaan bid vir hom. Gaan bid vir daai sieke wat daar lê. Bid net vir hulle. Ek sal die res doen, sê Vader. As hy nie geluister nie, dan is dit sy keuse, maar doen jy nie dit. Wees jy net gehoorsaam, moenie hulle judge nie, moenie dink wat gaan gebeur nie. Ek is in beheer, sê Abba Vader. Maak 'n keuse. Wees 'n diensbare bruid. En Vader sê, daar waar jy 5 talente, 2 talente het, gaan ek dit vir jou meer maak. En daar waar jy 5 talente is, ek seën jou met hierdie roeping, ek seën jou met meer talente. En Boeta en Sissa, as jy nog 'n talent kort, gaan ek die talente van ander boeties en sisses vat wat hulle self hou, wat soos Laodicea is, en my nie meer nodig het, dan sal ek daai talent vat en ek sal dit vir jou gee. Maar wys my jou hart. Wys my dat jy eers die koninkryk soek. Want saam met die koninkryk soek kom al hierdie dinge. Dankie dat jy my regverdigheid soek, sê Abba vir jou vanoggend, Boeta en Sissa. Dankie dat jy my Shema. Dankie vir jou hart. Dankie dat jy so sit op Shabbat en kom eer. Dankie vir jou gehoorsaamheid, sê Abba Vader Jahwe vir jou vandag, Boeta en Sissa. Maar deel dit. Deel hierdie skatte, deel hierdie pers. Vir die wat dit nodig het. Ja, as daar so is wat die mense dit soos die varke wat nie wil hê nie, moenie dit vir hulle gooi nie. Maar is hulle keuse, nie jou keuse. Gaan deel dit. Dankie Abba vir hierdie woord, dankie vir die waarheid Abba. Dankie dat U ons leer Abba. Ons prys U naam. Dankie dat U deur U Ruach wat hier binne is vandag, in ons harte is. Ruach, dankie dat U in ons harte is. En dankie dat U ons leer. Ons prys U naam vir die suiwer woord in U troonkamer in Abba. Vader, dankie vir hierdie dag. Mag U naam geseënd wees vandag, Abba. Vader, dankie dat U ons seën, dat U ons so lief het, dat U ons so seën gegee het, dat U vir ons blessings gee, dat U vir ons hierdie seën gee vandag. Want ons is ontvang hierdie seën. Yeshua het gesterf vir jou, om jou weer deel te maak van Israel. Aan die beloftes wat in die seën wat gegee is vir Israel. Ontvang hierdie seën nou, wat Abba Vader Jahwe vir jou het. Ja, Varecha Adonai Vishmarecha. Ja, Adonai Panevlecha Viguneka. Yesa Adonai Panevlecha Viasimlecha Shalom. Vader sê, hy sal jou seën. Nie van hy sal nie, hy sê, hy sal jou seën. Dis sy belofte aan jou, dis sy seën aan jou, hy sal jou seën. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, hy sal jou bewaar, maar ken hom net en wees lief vir hom. Vader Jahwe sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy skyn soos Moses geskyn het, toe hy covenant ontvang het van berg Sinaï af. Maar ook om 'n lig te wees vir die donker wêreld, die duister na buite kan. Vader Jahwe sê vir jou, hy sal vir jou sy aangesig na jou toe draai, soos hy dag en dag gekyk het vir sy seun Yeshua. Hy sal jou nooit verlaat nie. Hy sal jou nooit los nie. En hy kom vandag en hy seën jou met hierdie shalom. Ontvang hierdie shalom daar waar jy oral naby gaan, jou in en jou uit, Boeta en Sissa. Dankie Vader, ons ontvang dit nou deur die werking van die Ruach HaKodesh. Ontvang ons dit nou deur die naam op. Die naam van die Seun, the Son of Man. Wat Son of God, Son of Man. Wat ons kon sterf. Die Seun van die mens, die Seun van alle seuns, die koning oor alle konings. Ons hoëpriester, Yahushua Messias,